Goeiemôre almal. Dis nou so lieflik om so in aanbidding te sit en net die Gees te ervaar wat hier so tussen ons beweeg. Dis lieflik vir ons, regtig lieflik. Baie dankie. Ek gaan 'n bietjie praat oor iets wat miskien ongewoond is, maar ek voel net ek moet daaroor praat want dis 'n tyd waar mense soek vir bietjie dieper soek, né? Ons wil dieper beweeg. Ons wil nie net in die vlak water beweeg nie, ons wil dieper beweeg. En so hierdie is 'n dieper beweeg en ek gaan vandag praat van 1 Korinte hoofstuk 12 en die vraag vra wat Paulus hier so oorskryf. Hoofstuk 12 gaan baie oor die gawes van die Heilige Gees. Hoofstuk 12 vers 1 sê hy: en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Dat is baie duidelik, nee. Ek wil nie hê julle moet onkundig wees nie. Ek wil hê julle moet verstaan hoe dit werk, nee. En dan gaan hy deur verduidelik hy van die gawes en dan eindig hy daai hoofstuk met hierdie vers 31 sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. En ek wys julle nog 'n uitnemerder weg. So hy begin die hoofstuk met, ek wil nie hê dat julle moet onkundig wees nie, en hy eindig die hoofstuk, beywer julle. Wat beteken beywer? Werk daaraan, soek daarvoor, smag daaraan. En jy kry baie skrifte in die Bybel, psalms, orals, waar hy praat daarso van smag, soos Psalm 42, soos 'n hert smag na water, so smag my siel na U, o God. Het jy al ooit daai woord nagedink, smag? Is dit iets wat in jou hart is? Ek smag na meer van U, o Here. So hierso beywer julle met die oog op die beste gawes. En ek vra die vraag vandag: watter is die beste gawes? Watter is die beste gawes? Het julle al ooit daar gedink? Watter is die beste gawes? Ek meen, al die gawes is gegee deur die Heilige Gees. Dis net nie so. Die Heilige Gees is goed, en as hy vir ons enige gawe gee, dan is dit 'n goeie gawe. So is almal goeie gawes, almal van hulle. Maar hier sê hy die beste gawes. Ek dink ons moet bietjie dink daaraan. Wat is die beste gawes? En dan moet ek bietjie kyk na die beginsels van die skrif, wat jy van Genesis tot Openbaring kry, en ek het dit al hierso gepreek. Die beginsels sien jy daar so Matteus 13 vers 31 praat hy van die koninkryk is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man geneem het in sy land geplant, en die is die kleinste van die saadjies, maar as hy gegroei het, word hy die grootste boom. So jy sien hoe die Here weer en weer werk met die klein dingetjies. Johannes 3 vers 14-15 praat hy daar so, as jy wil 'n leier wees, as jy wil regeer as te ware, moet jy leer om te dien. So die beginsels van die skrif is leer om te dien, leer om die minste te wees, leer om 'n mosterdsaadjie te wees. En so lees ons dit oral. So al die gawes is vir bediening, almal van hulle. Maar daar's een wat ek glo is nou regtig kosbaar. En dis die gawe wat meeste geminag word. In die kerke, in die wêreld, spot hulle daarmee, dink hulle nee, ons wil nie daai gawe hê nie, dit is nie meer vandag nie, is vir daai mense daarso. En in hoofstuk 14 lees ons in vers 2, vers 1, jaag die liefde na, beywer julle, kry jy weer daai woord, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God.
Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. En hierso begin hy oor die gawe van tale te praat. En daai is 'n gawe wat baie minag word. En sodra jy sien iets wat minag word, weet jy, hier is iets kosbaar. Want die wêreld minag enigiets geestelik, en die tale veral, selfs onder geestelike kerke en so word die tale geminag. En ek wil bietjie kyk na die gawe van tale. As jy in tale spreek, sê vers 2 hierso, spreek jy nie tot mense nie, maar jy spreek tot God. In ander woorde, dis 'n gebedsding. Daar is tale wat as 'n geestelike gawe in die gemeente gepraat word met ek wou die uitleg, en dan is dit gelyk aan profesie, want dan spreek jy tot mense. Maar die minste, die kleinste deel van dit is waar jy met God spreek. Dis 'n gebedstaal. Okay? Dis 'n gebedstaal. En vers 4 sê dit, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. So as jy met hierdie gebedstaal spreek, bou jy jouself op, jy stig jouself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Is 'n goeie ding te profeteer. Hy sê beywer julle vir profesie, want dit stig die gemeente, maar die gebedstaal is waar jy jouself stig. En dan sê hy vers 5, 'n interessante versie. Hy sê, ek wens dat julle almal in tale spreek. Daar's ietsie daar. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Paulus skryf dit. Kyk maar daarso, daai skrif. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Maar nog liewer laat julle profeteer, laat julle aan die gemeente, met die gemeente sal spreek en die gemeente sal stig. Maar daai profeteer sny nie uit die tale deel nie, waar hy sê ek wens dat julle almal in tale spreek. Vers 13 sê dit daarso, daarom moet hy wat in 'n taal spreek bid dat hy dit kan uitlê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. In ander woorde, ek verstaan nie wat ek sê nie. Is dit nie? As jy weet, ek sny nou nie die profeteer en al die ander tale uit nie, maar ek wil konsentreer op gawes nie, ek wil konsentreer op hierdie gawe van tale, dat ons dit kan vertaan. My verstand is onvrugbaar. In ander woorde, die taal, die gawe, is 'n gawe wat jy gebruik waar jy in jou verstand nie verstaan wat jy sê nie. In ander woorde, dit gaan jou eie verstand te bowe. Jy is nou in 'n area waar dit buite jou eie vermoë is. Jy is nou in die geesarea. Vers 15, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. In ander woorde, wanneer hy sê ek sal met die gees bid of met die gees sing, hy is nou in 'n plekkie waar hy praat oor die gawe van tale, en dan noem hy dit met die gees bid. In ander woorde, met die tale bid is met die gees bid. Dis die konteks, is dit nie? Met die tale sing is met die gees sing. So ek sal met die verstand bid, en ek sal ook met die gees bid. Ek sal met die verstand sing, ek sal ook met die gees sing. So die gees bid of die gees sing is in tale, waar ek nie verstaan wat ek bid of verstaan wat ek sing nie, maar is tot God wat ek bid en tot God wat ek psalms sing, wat ek worship. Okay? Vers 21 sê dit, in die wet is geskrywe. Nou gaan Paulus terug na die Ou Testament toe. En elke lering in die Nuwe Testament het sy fondasie in die Ou Testament. Daar is die fondasie gelê en die Nuwe Testament bou op daai fondasie. So as jy 'n lering regtig wil verstaan, moet jy sy fondasie gaan kyk, hoe dit gelê is in die Ou Testament, sodat jy die Nuwe Testament se lering mooi kan verstaan. So hy sê, in die wet is dit geskryf, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek.
En so sal hulle ook nie luister nie, sê die Here. So hy praat hierso van deur ander tale sal hy met die volk spreek. Hierdie is 'n gawe wat met die hele volk spreek. Dis dan 'n ding, nee. Dis 'n kragtige ding. Hy praat van tale. Okay, hierso praat hy van ander volke met ander tale wat sal kom en met sy volk spreek, maar hy gee dit in die konteks van met tale spreek. Dat in die wet is dit gepraat. So in die wet praat dit van tale. En daar's eintlik 'n hele paar plekke in die Ou Testament wat van tale praat. So in 13 hoofstuk 13 vers 1 sê dit daarso: al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. So liefde is baie belangrik, maar hy praat hierso van tale van mense en engele. So as jy in tale praat, kan jy tale van mense of tale van engele praat. Dis kragtig daai. Maar natuurlik die liefde is ook baie nodig. So die gawes en die vrug van die Gees. Gawes van die Gees en die vrug van die Gees, albei belangrik. Okay, in Judas wil ek net gou-gou daar skrif kyk en dan spring ek terug na die Ou Testament toe. Nou wil ek julle 'n pragtige dingetjie in die Ou Testament gee. So Judas, die boekie net voor Openbaring, sê dit daarso, vers 20, het net een hoofstuk, vers 20 sê dit: maar julle geliefdes moet julle self opbou. Julle self opbou, dis jouself stig. En al julle in jou allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. As jy in die Gees bid, dan stig jy jouself. Dis 'n kragtige ding om in die Gees te bid. Daai gebed wat miskien niemand anders hoor nie, wat jy in jou gebedskamer by die huis bid, in die Gees bid. Jy bou jouself op in jou geloof. Dis wat Judas sê. Okay, kom ons gaan terug na die Ou Testament. En ek wil julle 'n paar pragtige dinge wys. En ons gaan na Kronieke, die boek van Kronieke, 1 Kronieke en hoofstuk 2. Nou 1 Kronieke is 'n interessante boek. Ek het al baie kosbare waarhede gevind in Kronieke, maar as jy deur veral die eerste 9 of so hoofstukke van Kronieke lees, dan lees jy net geslagsregisters. Hierdie een is die vader van daai een, die vader van daai een, die vader van daai een. En jy wonder, hoekom het God daai geslagsregister in die Bybel gesit? Jy weet wat het dit te doen met ons? Maar in daai geslagsregisters leer ons kosbare dinge. En ek wil vir julle ietsie daarso uitleer. 1 Kronieke hoofstuk 2 vers 19. Of kom ons gaan eers na vers 50. 1 Kronieke 2 vers 50. Weet julle wie was Caleb? Wie was Caleb? Hy en Josua was die enigste twee van daai geslag wat in die woestyn was, wat deurgegaan het Jordaan toe. Hoekom het hulle daar deurgegaan? Want hulle was manne van geloof. Is dit nie? Nou gee dit die geslagsregister van Caleb, hierdie man van geloof. En onthou in Hebreërs hoofstuk 11, al daai lys van manne en vroue van geloof, Caleb en Josua se name is ook daarin. Okay. So, vers 50 sê dit, en dit was die seuns van Caleb, die seuns van Hur. Nou, Hur was een van Caleb se seuns. Die eerstgeborene van Efrata. Efrata was Caleb se vrou. Haar eerstgeborene was Hur. Was Sobal, die vader van die Kirjat Jairim. Salma, die vader van Bethlehem. So in ander woorde, Bethlehem was die agterkleinseun van Caleb. Is dit nie interessant nie? Bethlehem, waar het jy al ooit van Bethlehem gehoor? Caleb gaan in, ek gaan nie al hierdie skrifte vir julle gee nie, het gaan bietjie te veel wees. Caleb gaan in
Hy en Josua is die enigste van daai geslag wat in Israel gaan en hulle verower die hele land, hulle verwoes die Kanaaniete daarso, en dan wanneer hulle klaar is, gaan Caleb na Josua en hy sê vir hom, jy onthou dat Moses vir my gesê het, ek sal 'n erfenis hierso hê. En Josua sê vir hom, wat se erfenis wil jy, waar wil jy bly? En hy sê, geef my daai gebergtes, daar waar die reuse bly. Ek wil hulle verower en ek wil daar vir my 'n plek maak. Hy is 85 jaar oud. En hy sê, geef my die gebergtes. Nou, om van onder af op te veg, is al klaar negatief. Maar daai gebergtes het reuse in. Hy sê, soos my arm was in daai tyd, soos my hand ook sterk in hierdie tyd, ek wil die reuse aanvat. En hy vat daai reuse aan, en hy verower daai hele plek, en sy agterkleinseun kom en hy stig vir homself 'n plekkie, Bethlehem, 'n klein dorpie. En die profeet Micha sê van daai klein dorpie, Bethlehem, jy wat te klein is onder om onder die dorpie van Juda genoem te word. Hulle was almal onder Juda. Jy wat te klein is om onder daai dorpies genoem te word, in jou sal die Messias gebore word. En daar kom Jesus, God besluit, hierdie man van geloof, ek sal hom seën, in een van sy agterkleinkinders, gaan 'n klein dorpie wees, en in daai klein dorpie is daar 'n stal, en in daai stal is Jesus gebore. Die Here seën vir Caleb se geloof, deur sy nageslagte te seën, dat die Messias juis in Caleb se familie register, daarso daai klein dorpie weer, en nie net 'n klein dorpie, maar 'n stal in daai klein dorpie, en Jesus is daar gebore. Het julle al dit geweet van Bethlehem? En onthou, in Micha, waar hy praat daarvan, sê, Bethlehem Ephrata. Hoekom Bethlehem Ephrata? Ephrata was Bethlehem se ouma grootjie. Caleb se vrou Ephrata, se kind. Uit Bethlehem Ephrata. Kyk hoe kies die Here 'n man van geloof, maar die kleinste deeltjie van dit, sy agterkleinkind. Daai klein dorpie. Okay, so dis 1 Kronieke 2, jy dink, wat het dit te doen met tale? Kom ons gaan terug na die eerste gedeelte daarso van 1 Kronieke vers 19, 2 vers 19. En Caleb, die seun van Hezron, het by sy vrou Osuba Heriot verwek, en dit is haar seuns, en dan in vers 19 sê, Osuba het gesterf en Caleb het Ephrata geneem. So, Ephrata was sy tweede vrou, sy eerste vrou het gesterf. Toe vat hy weer 'n vrou, en dit is deur daai vrou wat Bethlehem uiteindelik gebore is, die agterkleinseun. En sy het vir hom Hur gebaar. Hur was ook die oupa van Bethlehem. Maar nou sê ons, en Hur was die vader van Uri, en Uri die vader van Besaleel. Julle ooit van Besaleel gehoor? So in ander woorde, Besaleel is Bethlehem, hulle was neefs. Want hulle paas was broers. Hulle oupa was dieselfde, Hur, en dan Uri en die ander man, en dan Bethlehem. So Bethlehem en Besaleel was neefs van hierdie man van geloof. Ok, Eksodus hoofstuk 31 sê dit daarso. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, dis nou vers 1, vers 2, kyk, ek het Besaleel, dis daai selfde man, die seun van Uri, die seun van Hur, selfde geslag, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid van allerlei werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerlei werk.
God het vir Moses op die berg gewys wat in die hemel is. En al die dele, die meubels kan ons sê, van die tabernakel, het hy hom gewys hoe dit in die hemel lyk. En hy het gesê, julle moet dieselfde formaat bou. En hy vul hierdie Besaleel met die Heilige Gees om daai goed te bou. Besaleel het dit nie self gesien nie, Moses het van hom gesê hoe dit lyk, en van daaraf gevul met die Gees het Besaleel dit gebou. En jy sien hierso in hoofstuk 24 vers 15, hoofstuk 24 vers 15, ek kom nou by die tale deel, hoor. Ek bou nou net eers 'n fondasie, laat ons kan verstaan waar hierdie vandaan kom. Moses het op die berg geklim, vers 15, Exodus 24 vers 15, en 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly, en die wolk het 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy en na Moses geroep uit die wolk, en die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg, en Moses het binne in die wolk ingegaan, die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae. Okay, so Moses het in die heerlikheid van die Here ingegaan, en daar het hy met die Here gepraat, en hy was die wet gegee en gewys wat daar in die hemel is. Hoofstuk 25 vers 31, en die Here sê vir hom, hy is nou in die heerlikheid van die Here, maak ook 'n kandelaar van suiwer goud, van dryfwerk moet julle die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word, sy kelkies, sy knoppe, die blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. Vers 40, en kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. So Moses is hier in die teenwoordigheid van God, en hy sien in die hemel hierdie kandelaar en al die ander dele van die tabernakel, en die Here sê vir hom, maak dit presies soos hierdie was. En Besaleel was die een wat hierdie moes maak. En so gaan jy aan met al die gedeeltes van die tabernakel, ek wil nie deur hulle almal gaan nie, maar in hoofstuk 30 vers 1 is daar 'n ander gedeelte van hierdie tabernakel se dele wat hy in die hemel sien. Maar voor ek by hierdie kom, en ons gaan nou hierso naby die tale deel kom, voor ek hierso kom wil ek net bietjie oor daai goue kandelaar praat. Daai goue kandelaar moes uit, as jy dit lees dit maar self by die huis, moes uit dryfwerk gemaak word. Uit pure goud, 'n talent van goud, met dryfwerk. Het enig van julle ambagsmanne al ooit gehoor van dryfwerk? Wat is dryfwerk? Ek het nog net een keer in my lewe, ek is ook 'n ambagsman, net een keer in my lewe iets gesien wat uit dryfwerk gemaak word. En dit was 'n baie eenvoudige ding wat die ambagsman 6 maande lank aan gewerk het om daai ding reg te kry. En was eenvoudig. Dryfwerk is wanneer jy 'n soliede stuk metaal, goud is sag, daai soliede stuk goud met 'n hamer slaan en 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 slaan. Dag na dag slaan jy daai, en soos wat jy slaan, buig hy bietjie, daai klein holtetjies maak hy, en jy slaan hom hierdie kant toe, slaan hom daai kant toe, soos wat jy hom slaan, buig jy 'n stukkie uit, en daarso vorm jy moet genoeg goud uitslaan, sodat jy die linkerkantste arm van die kandelaar, en dan die tweede een, en dan die derde een, en dan die middel een, en dan die een aan die regterkant, en verder regs, en dan die 7de een aan hierdie kant. Jy moet hom uitslaan, en seker maak dat jy so slaan, dat jy genoeg goud het vir daai hele een en daai, en hy het amandel
vrug gehad en blare en so aan en uiteindelik 'n kelkie bo waar die lig nou, waar die olie kan ingaan, laat die lig daar gaan maak. En hy moes so slaan en slaan, totdat alles uitgeslaan is, na die kandelaar perfek gemaak is. Dit is 'n amper onmoontlike ding. As jy dit vir 'n ambagsman gee, om te doen, sou hy vir jou gesê, hierdie is onmoontlik, kan dit nie doen nie. So wat doen God? Hy salf 'n kind, want Caleb was omtrent 45 jaar oud, en dis sy agterkleinkind, 'n klein seentjie. En hy salf daai klein seentjie met vaardigheid om daai ding te doen, want die klein seentjie sal glo, dit kan gedoen word wat die Here het my gesalf. Hy gee dit nie vir 'n groot ambagsman met vaardigheid nie, want met vaardigheid jy al geleer, daai is onmoontlik. En hy gee dit vir 'n kind. Is dit nie amazing nie? En hierdie kind moes hierdie goeders maak. Al daai meubelstukke van die tabernakel moes hy maak, en almal van hulle was geweldig moeilik om te maak, en was net amazing en pragtig geweest. Okay, so dit gee vir jou 'n bietjie agtergrond uit van hierdie Besaleel, 'n klein seentjie wat gevul is met die Heilige Gees om met vaardigheid slim planne uit te dink hoe om hierdie ding te maak. So nou kom ons by hoofstuk 30 van Exodus. Jy moet 'n altaar maak om reukwerk te brand. So dit was een van die ander gedeeltes. En die was van akasiëhout gemaak, en sy lengte en sy breedte en sy hoogte word genoem, en dan vers 3, en jy moet dit met suiwer goud oortrek. Daai altaar was 1 L, dis omtrent 500 mm wyd, 1 L lank en 2 L hoog, so meter hoog. Uit akasiëhout moes hy dit, soos 'n doringboom, moes hy dit gemaak het, mooi netjies gemaak het. Dan moes hy goud neem en plat slaan en plat slaan en plat slaan, totdat hy 'n blad het van goud. En dan met daai blad moes hy dit oorvou oor daai hout, laat jy net die goud sien. Jy niks anders sien nie. En oral waar dit praat van hierdie pragtige reukwerk altaar, praat dit van die goue altaar. Want jy het net goud gesien. Daai hele hout wat praat van die vlees, van die gewone mens, was heeltemal gedek met heiligheid, met goud. Dis waarvan dit praat. Hierdie was heeltemal gedek met goud. En dan moes hy, dit sê daar so hier in vers 3, en jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans. Daai goue kraans was soos 'n kroon wat omgaan, praat van koninkryk. Van 'n koning. So, en dan moes daar 'n bak gewees het waar wierook ingesit word. Dit praat van die priester, so koning en priester. Praat van die Here Jesus en die werk van die volk van Israel. Hulle is geroep om 'n koninklike priesterdom te wees. Die twee gaan saam in hierdie reukwerk altaar. En dan vers 4 is 'n baie interessante ding. Maak ook 2 goue ringe daarvoor, onderkant die kraans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak, en hulle moet dien as plekke vir die draaghout om dit daarmee te dra. Daai is 'n baie belangrike dingetjie. So hierdie goue altaar was gedra aan 2 kante. Hy kan nie by homself opstaan nie. Hy moes gedra gewees het aan 2 kante. Baie interessant daai. So waarvoor was hierdie goue altaar? Vers 6 sê dit, sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van getuienis, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. So hierdie goue altaar was, as jy nou kan dink aan die
die heilige van die heiliges in die tabernakel, daai heilige van die heiliges binnekant was die ark met die wet daarin, die versoendeksel. Dis waar God met Moses of die hoëpriester ontmoet het daar binne-in. Niemand mag daar ingegaan het, want dit was die heilige van heilige. Niemand mag daar ingaan nie. Daar was 'n voorhangsel voor dit, laat niemand dit van buitekant kan sien nie. En direk aan die buitekant van waar daai ark was, aan die buitekant, direk voor, as die voorhangsel daarvoor, was hierdie goue altaar, waar wierook gebrand moes word. Waarvoor staan die wierook? Dit was die gebede wat opgaan voor God. So aan die buitekant, nou dink jy is aan die buitekant, hy kan nie vir God sien nie, maar tog bid hy. En daai wierook is 'n aangename geur vir almagtige God. Okay? So daai is die gebede wat die priester namens die volk bring, en daai gebede gaan voor God op, terwyl hulle nie vir God kan sien nie, soos 'n gebed in geloof. Okay? En dit gaan voor God op, dit brand daarso, dit kom van die kole af, uit moeilike omstandighede, kom dit, waar dit gebrand word, maar dit gaan tot God, daarso in geloof, want dit kan nie vir God direk sien nie, hierdie gebede gaan voor God op. Okay? So, dis daai goue altaar. In vers 31, jy moet met die kinders van Israel spreek, dit moet vir my 'n heilige salfolie, ja, maar dit is nou 'n ander ding, die salfolie. So, nou het ek gesê, hierdie dinge was alles in die hemel, wat Moses gesien het, en dit moes gemaak gewees het volgens die patroon wat hy in die hemel gesien het, en Bezaleel is gesalf deur die Heilige Gees, in sy eie krag kon hy dit nie doen nie. Maar hy is gesalf deur die Heilige Gees, om vermoë te hê om hierdie geweldige moeilike ding te maak, perfek, pragtig, met sy al die dele, veral weer sê ek, daai 2 ringe. Waarvoor was dit 2 ringe? Al die ander het 4 ringe gehad, maar hierdie het net 2 ringe gehad om dit op te hou, om dit te versterk, om dit te help. Een aan een kant, een aan die ander kant. Ok, nou gaan ons na Openbaring. Hier is Ou Testament, dan gaan ons na die Nuwe Testament, Openbaring, hoofstuk 7. Hoofstuk 7, Openbaring hoofstuk 7. Julle sal nou sien hoekom ek hierdie lang pad omgaan om by die tale uit te kom. Openbaring hoofstuk 7, vers 13. En vers 13, jy lees hier van die martelare wat in heerlikheid is. Vers 9, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies, stamme en volke en so aan, en hy het gevra, wie is hierdie? En vers 11 sê, al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, hulle het voor die troon en op hulle aangesig neergeval en God aanbid, en gesê, die lof en die heerlikheid en die wysheid en danksegging, en die eer en die krag en die sterkte aan onze God, daar's aanbidding. Vers 13, toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Dan sê hy, hoofstuk 8, gaan hy aan daar so vers 3, en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak. Daar kry 'n goue wierookbak, dis nou in die hemel. By die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê.
Hier is die goue altaar in die hemel, voor die troon, net waar daai ander goue altaar voor die ark was, voor die teenwoordigheid van die God. Hier is die goue altaar met die wierookbak voor die troon, en daar's reukwerk daarop. En daai reukwerk is die gebede. En dit sê hierso, vers 4, en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En daai is gebede, daai reukwerk wat aangenaam is vir God, is die gebede van die heiliges. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. So daar's 'n nagevolge van hierdie gebede. Maar jy sien hierso 'n interessante ding, baie wierook is aan hom gegee. So die engel ontvang baie wierook wat op daai goue altaar op die kole gesit is, en daai brand en gaan voor God op. Okay? So, waar kom daai baie wierook vandaan? In Hebreërs 7 vers 25 praat dit daarso van die Jesus wat intersessie maak vir ons. Daai baie wierook is Jesus se intersessie wat saam met die heiliges se gebede opgaan voor die Vader, en dit is 'n aangename geur. Dit is die een ring wat die altaar ophou en help. Is die wierook, die gebede van Jesus wat kom en saam met die heiliges se gebede gemeng is en saam opgaan. Wat van die ander ring? Waar kom dit vandaan? Wat se hulp? Want onthou hierdie, aan die een kant is dit Jesus se hulp, hy help ons deur, hy maak intersessie vir ons. Wat van die ander ring? Romeine 8 vers 34, kom ons gaan terug na Romeine 8. Romeine 8 vers 34. Sê dit daarso, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. So Jesus, daar praat het weer van Jesus wat intree, daai intersessie vir ons. Maar kom ons gaan 'n paar versies voor dit. Vers 26. En net so kom die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daar's tale. Die Heilige Gees kom en help ons deur onuitspreeklike sigtinge, die woorde wat ons nie weet hoe om uit te spreek nie, ons weet nie hoe om te bid nie. In die moeilikheid weet ons nie altyd hoe om te bid nie. En die Gees kom en help deur ons, spreek hy presies wat gebid moet word. Vers 27 sê dit, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So die Gees deur ons tree in volgens die wil van God. So aan die een kant, die een ring, Jesus tree in vir ons volgens die wil van God. Die ander ring, die Heilige Gees tree in vir ons volgens die wil van God. En dit help ons gebede, want ons weet nie altyd wat om te bid nie. Is dit reg? Ons weet nie altyd wat om te bid nie. Partykeer is ons moeilike omstandighede. Ons weet nie hoe om te bid nie. Kom die Heilige Gees deur ons, gawe van tale. En hy bid die wil van God in en deur ons. Daar's die goue altaar wat vir ons wys hoe gebed werk. En vriende, daai staan reg voor die troon van God. Ons sien nie God nie, ons is aan die buitekant, maar daai wierook, daai gebede, ons gebede, Jesus se gebede wat vir ons intree, Heilige Gees wat deur ons intree volgens die wil van God, alles saam gaan
in voor almagtige God, in geloof wat ons sien hom nie, dit bid die perfekte wil van God. Dit is die doel van tale, wat ons weet nie altyd wat om te bid nie, maar ons bid in die Gees, die perfekte wil van God. Joh, so klein, eenvoudige dingetjie, wat jy dink, waarvoor is tale? Tale is dat ons deur die Gees God se wil kan bid. Is dit belangrik? Nou, kom ons kyk na 'n ander versie, en ek kom nou aan die einde, Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6. En vriende, daar's hele klomp. Mense het al gevra, wel, die Ou Testament praat niks van tale nie. Nee, dit doen. Daar's 'n paar plekke waar dit van tale praat. En hier sien ons deur die goue altaar wat hy daarvan praat. Maar Efesiërs hoofstuk 6, en ons het net nou gesien in die begin, waar Paulus in Korintiërs praat van ek sal in die Gees bid en ek sal met my eie taal bid en ek sal in die Gees sing en in my eie taal sing. As jy bid in die Gees of jy sing in die Gees, is dit tale, want hy is in die konteks van tale wat hy leer vir die Korintiërs gemeente leer van in die Gees bid, in tale bid. So as jy lees waar jy in die Gees bid, is dit in tale. So kom ons kyk nou Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6. Vers 10. Efesiërs hoofstuk 6. Ek weet nie of julle ooit hierdie gesien het. Hier is 'n kosbare skrif. Kragtige skrif. Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Word kragtig. Dit beteken jy het nie kragtig begin nie. Jy word kragtig. Jy groei in die Here. En dan gaan hy aan en hy praat van die wapenrusting van God. Julle het al ooit gelees, die wapenrusting? Vers 11, 12, 13, 14, 15, vers 16. Al daai wapenrusting is verdediging. Die helm, die borsplaat, wat noem jy dit, die skild. So dis alles, die skoene, dis alles verdediging om jouself te beskerm. Daar is net een wat 'n aanvallende wapenrusting is. Watter is dit? Die swaard, vers 17. Maar is nie net vers 17 nie. Kom ons lees vers 17. En neem aan die helm van verlossing, dis die helm, en die swaard van die Gees, dis die swaard van die Gees wat die aanvallende wapenrusting is. Die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die woord is die swaard, is dit nie? Dan het dit 'n streepie daarso. Hy gaan aan om te verduidelik hoe dit werk. Terwyl julle, onthou die swaard is die woord. Wat is die woord? Hier is die woord. Ons glo die woord, ons leef volgens die woord, en dit is ons aanvallende ding, ons spreek die woord uit. Maar dis nie die einde van daai wapenrusting nie. Vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hierdie is ernstige gebed in die Gees, dis deel van die swaard. Wat gebeur daarmee? Vers 19, en vir my, sodat in woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek in gesand is in ketting, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek mag spreek. In ander woorde, dat die deure vir my oral so oop kan breek, dat ek die woord van God kan preek. Dis wat hy daar sê. Is daai gebed in die Gees. Daar's die woord, logos, hierdie. Dan is daar die woord, rhema, die gespreekte woord, waaruit in die Gees
gebed gemaak word, is 'n aanvallende wapen wat deure vir ons oopbreek. Is dit nie kragtig nie? Is dit nie kragtig nie? Daai gebed in die Gees is 'n kragtige gawe van die Heilige Gees. Hy gee ons daai gawe sodat ons kragtig kan aanval met gebed in die Gees. Ons bid perfekte wil van God. So dit is nou die aanvallende wapen. Ek wil sluit met een meer versie in die Ou Testament. Esegiel 40 geskryf, 47. Daarna het hy my, vers 1, teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe en die waters het weggevloei onder die regtersmuur van die huis uit, suid van die altaar. En ek gaan julle net die storie vertel daarso. Water, onthou in Johannes 7 vers 39 staan Jesus by die tempeltrappe. En dit is by 'n groot fees waar 10.000 mense gekom het van oral oor die land om by die fees fees te vier en hulle offerandes en allerlei goeders te doen. En terwyl hulle so ywerig besig is met hulle godsdienstige ritueel, staan Jesus op die trappe en hy sê, as iemand dors is. Jy dink maar, hierdie mense het honderde kilometer gekom, myle, sê maar, met hulle donkies of kamele of wat ook al om by die fees te wees, dan vra Jesus, as iemand dors is hulle nie dors nie? Hulle is besig met godsdienstige rituele, maar hy vra, as iemand dors is, kom na my toe en ek sal julle lewende water gee. En dan sê dit die volgende verse, en dit het hy gespreek van die Heilige Gees wat hulle sou ontvang. Die Heilige Gees. En dit sal uit julle binneste uitborrel, 'n stroom lewende water. So wanneer hy praat, en daar's 'n hele paar plekke in die skrif wat daarvan praat, hierdie lewende water, praat hy van die Heilige Gees. En hierso in Esegiel 47 praat hy van die Heilige Gees, die strome lewende water wat uit die tempel uitkom, uit die teenwoordigheid van God, die strome lewende water. En dan kom 'n engel na hom en neem hom by die hand en vat hom in die water, in die stroom in. En hy vat hom 1000 el, water wat tot by die enkels kom, 1000 el gaan hy in, dis 'n hele end, maar die water is net by die enkel. Dan vat hy hom nog 1000 el, dieper en dieper, die water tot by die knie. Dan vat hy hom nog 1000 el, water tot by die heupe, nog 1000 el, water wat oor sy kop is, en dan bring hy hom terug. Hy vat hom dieper en dieper en dieper en dieper in die dinge van die Gees, totdat dit oor sy kop is. Want selfs as hy by sy heupe is hy nog in sy vlees in beheer. As hy wil omdraai, kan hy omdraai, hy kan doen wat hy wil. Die engel vat hom dieper en dieper, totdat hy nie meer in beheer is nie. Nou is dit soos tale, wat jy verborge dinge spreek, wat jy nie self, jou in jou kop kan nie uitwerk wat jy sê nie. Hy vat hom dieper, totdat hy verby sy eie vermoë is. En dis wat die Here met ons wil doen. Ons dieper en dieper en dieper neem, totdat ons verby ons eie vermoë is. Dan is die Gees in beheer. Is dit nie? Dan is die Heilige Gees in beheer. So, hierso praat hy ook van die Heilige Gees. En dat ons dieper en dieper en dieper moet gaan. Die Here lei vir jou en vir my dieper. Totdat jy nie meer in beheer is nie. Is dit nie wonderlik nie? En vriende, dis hoekom ek sê, hierdie klein onbenullige gawe, wat baie mense verwerp en minag, vir my, is die kragtigste, want dit lei ons. Ek wil nie minag die ander, al die gawes is goed, al die gawes deur die Heilige Gees, maar hierdie een lei my, waar ek verby my eie vermoë bid. Ek bid in iets wat ek nie self verstaan nie. En ek bid in die Gees en daai gebede
versterk deur Jesus se eie gebede, maak intersessie, die Heilige Gees wat deur my bid, intersessie maak, gaan voor God, en dit sê daarso, dit is 'n heerlike geur voor God. It pleases God. Dit maak hom bly, want hier is hierdie man of vrou, wat verby sy of haar eie vermoë, bid in die geloof, net soos Caleb en Josua in geloof gesê het, ons kan dit maak, teen hierdie reuse, ons kan dit maak, hoekom, want God is ons hulp. So bid ons, verby ons eie vermoë, en ons sê, Here, U is ons bron. Ons weet nie hoe om te bid in onsself nie. In ons eie vermoë kan ons dit nie doen nie, maar ons vertrou op U. Ons is bereid om al die pad in daai rivier te gaan, totdat ons by ons eie vermoë verbygaan. Mag die Here ons help om diensbaar te wees vir hom, om ons self oor te gee. Nie my wil nie, maar U wil, o Heer. Om te sê, Here, ek is gewillig om my eie vermoë verby te gaan, om al die pad in daai rivier in te gaan, totdat dit oor my kop is. Om te kan praat, nie uit my eie vermoë nie, ons kan nie onsself die taal maak praat nie, is by ons vermoë, by ons eie denke verby. En hy wil hê dat ons onsself moet oorgee aan hom. Dan sê, Here, nie my wil nie, nie my krag nie, nie my denke nie. Bezaleel is vir my 'n goeie voorbeeld daarso. Hy is gevul met die Heilige Gees om allerhande planne te kan maak. Hoe maak ek hierdie kandelaar? Die ambagsmanne wat ervare ambagsmanne kan hierdie ding nie doen nie. En hier gee die Here vir die kind die vaardighede. Dit maak my voel, daar's 'n plek vir my. Ek is maar net 'n kind voor die Here. Daar's 'n plek vir jou, vriend, waar die Here ons roep verby ons eie vaardighede te gaan.